Hoofnuus vanaand, die Reservebank het slegte nuus vir Suid-Afrikaners met skuld. Hoewel minder moorde tussen Januarie en Maart in die Wes-Kaap gepleeg is teenoor dieselfde tydperk verlede jaar, is owerhede steeds bekommerd. En Hugo Broos verdedig sy spankeuse vir die Wêreldbeker toernooi. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Suid-Afrikaners met skuld dok van môre af meer rente op. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee verhoog die beleidskoers, voorheen bekend as die terugkoopkoers, met 25 basispunte tot 7%. Volgens die president van die bank, Lesetja Kganyago, het 4 van die 6 komiteelede ten gunste van die verhoging gestem. Die prima uitleenkoers is na die verhoging 10,5%. Ewige botsings het uitgebreek tussen die M23 rebelle en Kongolese magte in die Noord-Kivu-provinsie in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo. Dit volg na etlike weke van relatiewe kalmte. Honderde burgerlikes is deur die gevegte haweloos gelaat, terwyl die streek ook worstel met 'n Ebola-uitbreking. Gevalle van die aansteeklike siekte is in Noord- en Suid-Kivu aangemeld. Die streek word gedeeltelik deur die rebelle beheer. Gesondheidsbeamptes sê die omstandighede maak dit moeilik om mediese voorrade te vervoer en pasiënte te behandel. Daar is ook vrese dat burgerlikes wat vlug die siekte na ander gebiede kan versprei. Intussen werk 'n private enstofvervaardiger, die Serum Institute of India, saam met die Britse Oxford Universiteit om 'n enstof te vind vir die spesifieke Ebola-variant. Dit volg nadat die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking van die Bundibugyo-variant tot openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale kommer verklaar het. Die internasionale Rooikruis sê Israel se aanvalle op Suid-Libanon maak die hele gebied onbewoonbaar en veroorsaak 'n humanitêre krisis. Meer as 3200 mense is in die land dood en 10.000 gewond, insluitend kinders, sedert die begin van die aanvalle. Israel het op 18 April 'n sogenaamde G-lyn in Suid-Libanon aangekondig, met alle dorpe suid van die lyn onderhewig aan 'n gedwonge ontruimingsbevel. Minstens 20% van die Libanese bevolking, oftewel 1,2 miljoen mense, is op die manier gedwing om te vlug. Israel sloop sedertdien nedersettings in die gebied wat meer as 40 km van sy grens af is. Die Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu het vroeër die week aangekondig dat die aanvalsgebied nou uitbrei na die ander kant van die G-lyn. Van die ergste aanvalle is sedertdien op Libanon uitgevoer sedert die begin van die VSA en Israel oorlog op 28 Februarie. Net hierna doen ons onder meer verslag oor die misdaadstatistiek vir die Wes-Kaap, en dit is vir die eerste 3 maande van die jaar. Bly gerus ingeskakel. Byna 1000 moorde is van Januarie tot Maart vanjaar in die Wes-Kaap gepleeg. Hoewel die getal 8% laer is as dieselfde tydperk verlede jaar, bly geweldsmisdaad 'n bekommernis. Die provinsiale polisie het die misdaadstatistiek bekend gemaak teen die agtergrond van massa skietvoorvalle in gebiede soos Philippi en Khayelitsha en Kayamandi in Stellenbosch. Daar is ook byna daagliks skietvoorvalle in gebiede soos Elsiesrivier, Delft en Kraaifontein. Bendegeweld, afpersing en taksiegeweld bly die hoofdryfvere van misdaad in die provinsie. 4 wapens wat die provinsie ingebring word, sowel as 37.000 vuurwapens en boedels wat steeds in sirkulasie is, dra by tot die groeiende probleem van onwettige wapens. Die provinsiale owerhede sê ondanks die uitdagings wat die polisie en wetstoepassers in die gesig staar, is hy vol vertroue dat hulle die geveg teen misdaad in die provinsie sal wen. We have more than 518 firearms that we seize in the period. 385 pistols, 66 homemade, 40 rifles, and 27 semi-automatic shotguns. That gives that total. And at the same time,
The arrest for murders, we had 428 people arrested for murders. Die bekendstelling van die misdaadstatistiek volg nadat die jong president Paul Mashatile gister Mitchells Plain 'n oorsigbesoek gelewer het oor die ontplooiing van die weermag in die gebied. With the Operation Prosper that has started from the 1st of April up to now is yielding positive results. Yet, though we are not out of the wood yet with that, we would have loved to have had a complete stop in the shootings. But unfortunately, we have not had that for now. But we are working on it. Alvorens die statistiek konstant verlaag word en alvorens ons gemeenskappe veiliger voel en nie bang wees om nog 'n statistiek te word nie, is daar nog baie werk wat gedoen moet word. Die Weskaapse LER vir polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid sê speurdienste en misdaadintelligensie is onder enorme druk. Wat vir my bekommer is dat ons nog glad nie ons intelligensiehoof aangestel het nie, is steeds net 'n waarnemende persoon en daarom het ek versoek vir nasionaal veral ons waarnemende nasionale deputy of kommissaris om werklik waar moeite te doen om die aanstelling te laat gebeur. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. 5 mense is in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre operasie op die Mashobota plaas in Skumanskloof in Mpumalanga. Dit volg na wenke van onwettige mynbouaktiwiteite op die plaas. Die polisie het ook beslag gelê op toerusting wat zamazamas gebruik om goud te verwerk. Orals op die Mashobota plaas is diep gate waar daar vir goud gemyn word. 5 mense is in hegtenis geneem, maar owerhede is bekommerd oor die groot aantal onwettige myners wat van die plaas gevlug het en dus arrestasie ontduik het. It was an operation that was prepared in a short space of time, not to allow the information to go out. But as we were coming this side, you have noticed by themselves there were rocks on the road. It means they were tipped off to say we are coming. But crime intelligence is also assisting us with the information to trade. Within SAPS, there are police officers who are working with these people here. So they give them the tip-off as and when we want to undertake any operation. Onwettige myners is 'n groot probleem in verskeie dele van die provinsie. Remember, we have a challenge with your Prick and Breast and Barberton. Now it's a new site altogether because we thought this legal mine they will operate to the old mine that are abandoned. Now they establish a new mine by themselves. Die DA in Mpumalanga sê in 'n verklaring dat hulle die provinsiale regering se planne monitor om onwettige mynbou in natuurreservate en omliggende gemeenskappe aan te spreek. Kom ons kyk hoe die markte die dag afgesluit het om 5:00 vanmiddag. En nou terug na ons hoofstorie waar die Reserwebank se monetêre beleidskomitee die beleidskoers met 25 basispunte verhoog het. Ganyago sê dreigende hoër inflasie was die grootste rede vir die verhoging. Hy sê kerninflasie wat brandstof en voedsel uitsluit, het reeds begin styg. We're lucky that our planting season for the summer crops was already done before the shock was done. The winter crops would feel it, but agriculturists tell us that they are not as demanding on fertilizer as the summer crops are. And so, if there is indeed a food shock, that's why we modeled the El Nino, if there is that shock, that will be an additional shock. Die beleidskomitee wil 'n teenwig hê vir prysstygings as gevolg van duurder brandstof. Die komitee neem ook die verdere invloed van duurder kunsmis op voedselpryse in ag weens die Midde-Oosterse oorlog.
Ekonome en die markte het die verhoging verwag. From a market perspective, very little change. If you look at forward rate agreements, this was largely priced into financial markets. On the rand-dollar exchange rate, we saw hardly any move after the announcement. Our indices are in negative territory today, and there was a brief rally for the duration of the speech, but all in all, financial markets were expecting this. Gegee dat VPI-inflasie vanaf 3.1% in Maart tot 4% gestyg het as gevolg van petrolprysstygings. En natuurlik is daar nog 'n petrolprysstyging in Mei gewees wat nog in die Mei VPI-inflasie koers moet kom, wat beteken dit kan verby 4% gaan. Dan is daar die tweede ronde effekte van die brandstofprys skok, soos wat dit gebruik word as 'n inset in ander produksie. Hoewel die Reserwebank inflasie onder beheer wil hou, bestaan die gevaar dat hoë rentekoerse ekonomiese groei kan knou. An increase in interest rate will put more pressure on businesses because it means their loan repayments go up at a time when many are already dealing with high fuel and running costs. This is going to put extra strain on cash flow, especially for smaller businesses. At the same time, consumers are also under pressure, which could mean slower sales for businesses. Ontwikkelingsekonome kan meen dat die verhoging oorhaastig was. Hulle voer aan dat die gebruik van rentekoerse om ingevoerde inflasie te beheer ondoeltreffend is en belegging, verbruik en uiteindelik ekonomiese groei onderdruk. Die oorwinterspan wat op Suid-Afrika se Marion-eiland in die suidelike Indiese Oseaan gestrand was, is veilig terug in Kaapstad na 'n dringende ontruimingsbevel. Die voortsleepende oorlog in Iran lei na 'n tekort aan spesiale brandstof vir uiterste toestande. Die tekort het veroorsaak dat die 20 spanlede se vertrek sedert April vertraag is. Na opdrag van die minister van die Omgewing, Bosbou en Visserye het die geselskap om die span te gaan haal 2 weke gelede vertrek. Dit is die oomblik waarna hulle almal uitgesien het, om weer hulle geliefdes vas te hou. Oorwinterspanne bestee ten minste 'n jaar op Marion-eiland vir ekologiese en ander wetenskaplike werk van internasionale belang. Die afsondering en lang tydperk weg van die huis af is al reeds 'n uitdaging. Maar toe die Agulhas 2 nie in April opgedaag het soos verwag nie, moes die spanleier verseker dat die groep saam staan. So the delay kept on changing the mood and the morale of the team. Yes. And how did you work through it? We only work through it by making some fun events for the team and try to have a morale to one another. And one of the things we started to avoid a lot of comms with the back people in South Africa because they give us a lot of different details sometimes. So they're quiet, there's nothing new coming in, so the better the morale of the team remains intact. Die volgende oorwinterspan word gewoonlik afgelaai wanneer die huidige span terugkeer. Die minister van die Omgewing, Bosbou en Visserye het egter 'n besluit geneem dat die Agulhas 2 'n ekstra reis moet onderneem. As gevolg van die oorlog in Iran het ons probleme gehad met die verkryging van arktiese diesel. Dit is normale diesel, maar wat jy dan verskeie byprodukte inmeng om dit weerstandig te maak teen die ysige koue toestande wat jy op Marion-eiland het. Dit moet kristallisering in diesel kan voorkom. Dit moet die opbou van was wat partykeer deur parafin veroorsaak is voorkom. En ons het nie daardie diesel in die hande kon kry nie as gevolg van die oorlog in Iran. Die brandstofkrisis het ernstige gevolge vir alle lande wat wetenskaplike navorsing doen in die Antarktiese gebied. Ons kyk van my departement se kant af om 'n stoorbasis hier in Kaapstad te kan hê waar ons genoeg van hierdie arktiese diesel stoor vir ons eie bedrywighede, maar ook om aan ander lande vir hulle arktiese bedrywighede te kan verskaf. Ons kan nie op daardie eilande sonpanele opsit vir krag nie, want dit sneeu die meeste van die tyd. Ons kan ook nie windturbines opsit nie, want daar is ongelooflik baie skaars voëlspesies en die windturbines is 'n gevaar vir hulle. So die enigste manier hoe ons kan krag voorsien aan hulle is deur kragopwekkers. En uiteindelik het die span die Agulhas 2 op die horison gewaar. I was so excited. Actually, my excitement started when I saw the ship standing right behind the sea of the Marion base. So we knew that now there is life. Actually, even the morale of the team on that day started to pick up and everybody was happy. Die volgende oorwinterspan sal na verwagting binne die volgende weke na Marion-eiland vertrek. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad.
Bly gerus by ons vir die sportnuus van die dag, asook die weer vir môre. Sien jou nou. Die Bafana Bafana afrigter Hugo Broos het sy keuse en die manier waarop sy 26 spelers vir die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi aangekondig is, verduidelik. Sokkerondersteuners is ongelukkig dat 6 spelers wat nie in die finale groep ingesluit is nie, eers by die presidensiële afskeidsdiner van hul lot gehoor het. Broos sê dit was die beste en mees professionele wyse om die sensitiewe nuus oor te dra. Broos sê hy verstaan sulke groot aankondigings is emosioneel. For me, I think it should be worse for the players if yesterday afternoon I told them, look guys, go home because you're not with the 26. That should not be honest towards them. So that's why I kept them together. They went to the event with the president and they know the decisions there which was made was disappointed for them, but they were still member of Bafana Bafana. And that was for me important. 14 van die spelers is 25 jaar oud of jonger. Broers is vol vertroue dat die span na die tweede ronde van die Sokker Wêreldbeker toernooi sal deurdring. 2 van die spelers gaan hulle debuut maak, die 22-jarige Olweto Makanya, wat in die VSA gebaseer is, en Kaizer Chiefs se verdediger Bradley Cross. For me, since I was young, I was in the youth setups. I think under 20, I was at the age of 16, and then I went overseas. It wasn't easy, obviously, that side. There was a lot of competition. And then my decision was to come back to South Africa. And my main goal was to get into the Bafana Bafana squad. And ever since then, I've been working hard, staying focused. Olweto Makanya. I mean, personally, I believe I, have all the qualities to play in that position, and I don't think I'm here to compete with anyone, because I believe everyone in this team has the qualities to be here. It's all about when you're given an opportunity, you just go in there and do the job. Intussen kom Bafana môre aan te staan teen Nicaragua by die Orlando Stadion in Soweto voor hulle Sondag na Mexico vertrek. Hulle gaan daar 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica speel. Die datum moet nog bevestig word. En dis waar ons moet groet vanaand. 'n Lekker aand verder. Totsiens tot môre. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, mooi weer kom voor in die sentrale dele van die land met bewolkte toestande wat voorkom langs die kus. Enkele buie kan ook verwag word in Kaapstad asook in dele van die Oos-Kaap. 'n Fris wind kan ook verwag word langs die kus. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kom voor in die oostelike dele van die kus asook die suidkus met mooi weer in die binneland. Oggendmiskolle kan ook verwag word langs die Weskus asook in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal en in die Oos-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature in Gauteng. 'n Koeldag kan verwag word. Dit is ook sonnig in hierdie provinsie. Pretoria se maximum is 25, Johannesburg het 'n minimum van 8 en 'n max van 23. Vereniging se maximum is ook 23. 'n Warme dag kan ook verwag word in Limpopo. Die kook styg tot 30 grade in Messina met 'n minimum van 14. Polokwane se minimum is 7 en 'n maximum van 24. Mokopane se maximum is 27 grade. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, ander ook sonnig in die westelike dele van hierdie provinsie. Dit is ook koel. Sekunda het 'n maximum van 22 asook Standerton. In KwaZulu-Natal 'n koeldag kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie, maar dit is warmer in Lundi met 'n maximum van 27 grade. Vryheid het 'n minimum van 6 en 'n maximum van 26. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander dit
koel, Willowmos 'n maksimum van 17, Makana 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 18. Dan beweeg ons na die Weskaap, 'n koeldag kom voor. Dit is ook bewolk. George se maksimum is 20 asook Mosselbaai. Kaapstad 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 19 grade. In die Noord-Kaap, dit is warm in die noordelike dele van hierdie provinsie. Appington se maksimum is 28 en 'n minimum van 7. Springbok se minimum is 11 en 'n maksimum van 25. In die Vrystaat, 'n koeldag kan ook verwag word. Dit is ook sonnig in hierdie provinsie. Ficksburg se maksimum is 22 grade. Bloemfontein het 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 6. Dan laastens Noordwes, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Mahikeng asook Tosca 'n maksimum van 25, Taung se minimum is 7 en 'n maksimum van 26. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.